Goeiemôre aan elkeen wat vanoggend ingeskakel is. En ek begin sommer hier reg langs aan by Shaun en Katrein. En deur onder in die Kaap, Koenraad en Tamara. En heel bo in die noorde van Afrika, Rachel. En ons oudste lidmaat, Tannie Marie. Goeiemôre. En ek vergeet nie, ons jongste, waarmee die Here nog met sy skepingswerk besig is, Frans en Driana se baba. En almal wat tussenin is. Maar 'n spesiale groet ook aan jou, op watter kontinent jy ook al mag wees, of in watter stad jy ook woon. Dis vir ons 'n voorreg om vanoggend in jou huis te mag wees. Baie dankie vir die uitnodiging. Julle weet, elke jaar hierdie tyd probeer ek my indink hoe die disippels moes gevoel het daardie heel eerste Sondag aand, nadat Jesus die oggend uit die dood opgestaan het. En ek sukkel nogals daarmee. Maar dit is asof dit hierdie jaar vir my 'n bietjie anders is. Hier in die kerk, waar dit dolleeg is, dis stil. En dis 'n ander soort gevoel. Want dis anders ook daar buite. Ons is almal ingeperk. En hier begin ek dalk iets net 'n bietjie beter verstaan. Maar dis nie 'n kalmte of 'n vrede nie. Daar is iets van 'n onrustigheid, 'n onsekerheid. Want wat gaan gebeur? En wanneer gaan dit gebeur? En dit gebeur toe baie skielik. Jesus staan daar tussen sy disippels. Maar hoe is dit moontlik? Want die deure is dan gesluit. Maar dit het gebeur. Want Jesus het opgestaan. Hy is God. En niks kan hom uithou nie, en niks kan hom ook inhou of inperk nie. En hy groet daardie Sondag aan sy disippels met die woorde, vrede vir julle. En hy herhaal dit, vrede vir julle. En so groet ek julle, my vriende, in die naam van God Drie-enig. Vrede vir julle.
Met die voorbereiding gister vir vanoggend se e-diens was daar van die begin van hierdie jaar bykans 155.000 sterftes aan COVID-19. En ons almal is op ons knieë waar ons hoort, voor God en in afhanklikheid van en soekend na God alleen. Ons reik met ons gebede uit na elke familie, vriend, kollega, wat op een of ander manier hierdeur geraak is, en ons mag nie onverskillig teenoor hierdie virus optree nie. Ons regering het, soos die res van die wêreld, 'n klomp maatreëls in plek wat ons as Christene en goeie rentmeesters van God en wetsgehoorsame landsburgers moet gehoorsaam. Maar wat ontnigterend en skokkend en angswekkend is die totale geregistreerde sterftes wêreldwyd vanaf 1 Januarie 2020 tot gister omstreeks 12:00. Sien jy dit? Bykans 4 miljoen mense het reeds gesterf aan 'n verskeidenheid oordraagbare siektes hierdie jaar, insluitend die amper 155.000 COVID-19 gevalle. Meer as 2 miljoen kinders onder 2 jaar het as gevolg van 'n verskeidenheid oorsake reeds gesterf. Meer as 12,5 miljoen aborsies is reeds geregistreer. 2,5 miljoen kankersterftes is al aangeteken. 1,5 miljoen sterftes wat verband hou met sigarette rook. 750.000 alkoholsterftes. Meer as 300.000 selfdoodgevalle en 400.000 geregistreerde padongeluksterftes. 155.000 is baie, ja, en die getal gaan styg en ons weet dit kon veel ergers gewees het. Maar het die huidige pandemie ons nie juis bewus gemaak van soveel groter gesondheid en maatskaplike en sosiale pandemies wat tans op ons aarde die bevolking afmaai nie. Maar meer as dit, my vriende en geloofsfamilie, waar laat dit ons vanoggend? Ek en jy. Ons by wie Jesus ook skielik kom staan, ten spyte van 'n staat van inperking en die elektriese heininge en waghonde en diewering en geslote deure, hy wat daar by jou, langs jou vanoggend staan en sê, vrede vir jou. Want niks kan hom uithou of inperk, sodat hy nie langs jou kan staan nie. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, hy is God almagtig. Dit is God self, wat vanoggend ook vir ons sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Kan dit wees? Ja, sonder twyfel ja, ek en jy word gestuur. Hoe het ons Vader sy seun gestuur? Vanuit 'n krib in 'n stal, op die rug van 'n donkie, al langs die Via Dolorosa, na die wêreld toe, na jou en my toe. Want ons nood is groot, ons behoefte aan redding groot. Ons het 'n verlosser nodig en gewillig het ons Heer en ons Koning die pad gestap tot by Golgotha. Maar ook Golgotha verby tot by die graf, maar ook deur die graf tot waar hy vanoggend langs jou staan en sy vrede vir jou gee. En met hierdie goddelike vrede stuur hy ons. En soos vir Jesus stuur hy jou en my na die wêreld se mense wie se uurglas met elke sekonde leegloop. Na mense in nood, mense wat die verlosser nodig het, Christus Jesus en die kragtige werking van die Heilige Gees nodig het. Om wat vir hulle te sê? Wat vir hulle te gee? Voel jy jou hande is vanoggend leeg? 'n week later,
Weer 'n Sondag aand was die disippels weer bymekaar en Thomas was die keer by hulle. En weer die woorde wat ons so dringend nodig het om te hoor wanneer dit donker is en ons toegesluit voel. Vrede vir julle. Dis nou die volmaakte derde keer wat Jesus hierdie groet gebruik. En so word dit die vervulling van Jesus se belofte in Johannes 14 vers 27, as hy daar reeds sy disippels voorberei op hierdie tyd. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Gaan lees gerus weer die belofte in Johannes 14:27. Nadat Jesus met liefde homself aan Thomas openbaar het en die toe uitroep, my Here en my God, praat Jesus met jou en my vanoggend. As hy na ons verwys en sê, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Al was ons nie daar nie, ons is die gelukkiges. Want al was ons nie daar nie, ons glo dit is waar, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. En so word die bevoorregte status wat God vir ons gee, omdat ons glo, die reg om kind van God genoem te word en die reg om gelukkig genoem te word, ons roeping. God se roeping vir jou en my om uit te reik na 'n wêreld en sy mense in nood, ongeag die persoon, ongeag die plek en omstandighede, ongeag die nood. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, met die boodskap, in die naam van die Here Jesus Christus is daar lewe. Glo in hom, want deur te glo sal jy leef, ongeag die statistiek wat elke sekonde verander, ongeag jou persoonlike pandemie, ongeag die wêreld daar buite. Want dit is geloof in Jesus, vertroue in die kragdadige werking van die Heilige Gees, jou daaglikse afhanklikheid van ons hemelse Vader en jou totale oorgawe aan God se almag wat die hemel en die aarde geskep het en steeds in stand hou, wat ons wêreld sal red, jou persoonlik red en elkeen red aan wie jy hierdie evangelie verkondig en elkeen wat dit aanneem. Maar dan moet ons soos gestuurdes gaan. Gaan waar hy ons stuur. Of dit in die intensiewe sorgeenheid is, waar jy 'n vrou bemoedig wie se man sy laaste asemteug neem, 'n kindjie help lees omdat hy reeds soveel skoolure gemis het, bid vir jou sakevernoot wat nie meer kans sien nie en handdoek wil ingooi omdat alles net te veel geword het, 'n boodskap stuur aan jou groot tante in die ouete huis, dat jy aan haar dink waar sy alleen in haar kamer sit, vir die boer bid wat kos op ons tafel voorsien en pa is vir elke arbeider wat vir hom werk. God stuur ons daagliks om hierdie boodskap te verkondig. Is jy gewillig en is jy gereed daarvoor? Moet nie vergeet nie. Jesus gee vir jou sy vrede. Jy is die gelukkige een en hy maak die belofte. En onthou, ek is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. Here, baie dankie dat U is wie U is en dat U God almagtig vir ons is. En dat U vrede oor ons laat spoel en ons waardig genoeg ag om U dienswerk in die wêreld voort te sit.
Ek is tot u beskikking, Vader. Gebruik my waar en soos u wil. Niks kan die liefde wat u vir my het stuit en van my weghou nie. Laat ek u liefde met oorgawe deel met elkeen wat so groot behoefte daaraan het. Laat hierdie tyd asseblief ook spoedig verbygaan en laat ons almal u lig sien. Ons bid vir ons versorgers en bewaarders en voorgangers en ons diensverskaffers. Ons bid vir die nood en die siekte en die wanhoop, die vrees en die angs, genees en vernietig die pes wat ons wil verlei. Troos asseblief vir Tannie Elise met oom Nico se afsterwe. Troos Marie met die afsterwe van haar moeder. Troos hul geliefdes ook, Heer. En laat u wil geskied op hierdie aarde, net soos in die hemel. Amen en amen. My vriende, ontvang nou die Here se seën, sodat jy ook in vrede kan gaan. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Kom ons sing saam die lied waar ons mag gaan. 'n Geseënde week wat voorlê.